Kom ons bid saam en vra dat die Here sy woord vir elkeen van ons sal open. Here, baie dankie dat ons saam met mekaar kan gedagtes wissel, dat ons mense se name kan noem en vir hulle bid, al ken ons hulle nie eens persoonlik nie, omdat U as die God van almal van ons almal liefhet. Dankie dat U na die wêreld toe gekom het, sodat die wêreld juis U liefde kan sien, dat U in persoonsgestalte in mensvorm hier verskyn het, en onder ons kom woon het, en leef het, en gesterf het, en opgestaan uit dood, sodat ons kan hoop hê vir die ewige lewe. Ons het ook hoop nodig vir ons tyd, onsself. Wil U vandag asseblief vir elkeen gee wat hy of sy nodig het? Dalk net om te versterk wat elkeen reeds weet, maar dat elkeen U naby het sal voel asseblief. Amen. Ons tema is, doen dit net en floreer. Nou waar dit begin het was, ek het die afgelope tyd nog van verskeie mense se hartseer en verlies en goed gehoor, en toe iemand nou vir my vra op 'n stadium, maar hoekom weet ons nou van so baie mense wat hartseer is en verlies het en siekte het en pyn het en al daai klas van goed, dus lag ek nogal. Ek sê, dis omdat ons ouer is, ek praat nou vir myself, en jy ken meer mense. Ek wil toe ook 18 was, het jy jou klasgroep geken. Nou ken jy al 'n verskeidenheid van mense, baie van julle was al verskillende plekke in die land en in die wêreld, so jou kring van invloed het net baie wyer geword, so jy weet net van baie meer mense. Maar dit my ook dieper laat dink aan ons lydenstyd waarin ons nou beweeg, as herinnering in die kerklike jaar, met die oog op Goeie Vrydag en dan ook Paasondag opstanding, wat een van die dae dan nou gevier word. En ek het vir myself gevra, as mense dan nou al die goed in die wêreld by mekaar kyk en wonder, wat is net 3 goed? Ek wil nou nie meer gedoen het nie, ek wil soos jou oudtydse preek net 3 punte maak en sê, wat is die 3 goed wat ons kan doen, wat in tye ook van hartseer, in tye van verlies, in tye van teenspoed, wat vir jou kan help om nie meer te voel die toekoms lyk hopeloos nie meer te voel jy het geen beheer nie, jou eintlik te help om te floreer. En in die nadink daaroor onthou ek toe skielik van 'n klein boekie, ek het ongelukkig nie meer my enetjie nie, ek weet nie waar het ek hom weggegee nie, maar 'n klein boekie wat destyds verskyn het, maar met 'n massiewe impak. Die boekie was nie as 'n A5 nie, hy was 'n kleiner as 'n A5 grootte boekie. Ek dink dis hoekom hy ook dalk so baie verkoop het, want hy kon lekker in 'n handsak pas. En die boekie is skaars 92 bladsye. Maar nadat hy in 2000 verskyn het daardie boekie binne 2 jaar meer as 9 miljoen van verkoop. Nou die boekie se naam is The Prayer of Jabez, die gebed van Jabez. Bruce Wilkinson het hom geskryf. Bruce is 'n baie bekende ou gewees wat, is seker nog, wat optree en mense help met opleiding. En hy het al die jare hierdie gebed vir mense gegee om te bid, en toe dink hy eendag, maar miskien moet ek net daaroor skryf. En wat besonder is dat hierdie gebed van Jabez was al vir eeue in die Bybel en die geskiedenis gewees, maar skielik is dit voorbladnuus in die wêreld. En skielik verkoop dit, en is daardie boekie nog steeds aan die verkoop in die wêreld. En God het hierdie gebed gehoor. Wat dit nog besonder maak is, wie van julle hou van geslagregisters? Om te sien wie se ouma, kom bieg nou asseblief. Ons hou almal min of meer daarvan om daai lyn, maar daar is ook sekere dele van die familie wat jy niks van wil weet nie, né? So ons wil ook nie altyd te ver terug gaan nie. Maar wat nou hierdie Jabez se gebed so opvallend maak is, hoekom ons hom almekaar mislees, want Wilma het so 'n dame gehad in die Bybelstudiegroep, ek kan nou nie haar naam vir 'n oomblik onthou nie, wat as dit by die name kom van die Hebreëus, dat sy altyd gesê, moeilike naam, moeilike naam, moeilike naam, moeilike naam. Nou die hele geslagregister vir 9 hoofstukke lang, is dit naam op naam, die seun van dit, die dat van dat, en dis onuitspreeklike name, behalwe as jy 'n bietjie Hebreëus gehad het, dan weet jy hom so min of meer, om dit te klank, laat ek eerder so sê. En hier tussen hoofstukke 1 en 9 staan net hierdie stukkie gebed, en ek gaan dit saam lees. Wil julle hê ek met die hele 9 geslagregister hoofstukke? Okay, so julle sou right as ek net die vers voor dit. Jy kan gaan Bybelstudie doen oor die week. Okay, kom ek gee vir jou voorsmaak daarvan. 1 Kronieke 4.
Ek wou eers voor van die hoofstuk se begin af. Toe besef ek, oh man, dan gaan ek julle almal verloor. Kos, die naam. Kos was die voorvader van Anub en Sobeba en van die geslagte van Agagel. Jy kan sien hoe hakke mense tong was, seun van Harem. Jabes het voorrang geniet bo sy broers. Toe sy ma hom die naam Jabes gegee het sy gesê, ek het hom met smart in die wêreld gebring. Jabes het die God van Israel aangeroep met die woorde, stort u seën oor my uit, vergroot my grondgebied, neem my onder u beskerming en weerhou onheil van my, sodat geen smart my tref nie. Nou ons weet baie keer, daar's 'n gebed, maar jy weet nie hoe dit eindig nie. Hier staan, God het laat gebeur wat hy gevra het. Ons weet nie veel van Jabes nie, ons weet wel, hy het nie maklik in die wêreld gekom, hy het vir sy ma, het hom met smart in die wêreld ingebring, dit is hoekom sy naam ook smart of pyn beteken, en wie weet, dalk is jou naam vandag iets soortgelyks, iets soos hartseer, omdat jy diep hartseer, Want vals 'n vorm van verlies wat jy ervaar. Miskien is jou naam vandag angs, omdat jy 'n stuk bekommernis in jou dra oor wat ook al. Miskien is jou naam vandag verwerping, omdat jy uitgesluit voel, en voel ek het nie deel ergens nie. Miskien is jou naam onsekerheid, omdat jy 'n keuse moet maak, en jy weet nie waarom en waarna toe nie. Miskien is jou naam teenspoed, omdat goed nie vir jou regloop nie. Jy sien, as gevolg van jou situasie, kan jou naam dit maak. Maar Jabes se naam het nie om laat huiwer om met God kontak te maak nie. Sy naam het hom juist moontlik met God laat gesels, omdat hy deel is van hierdie verbondsgeskiedenis, hierdie pad wat God met mense loop, en daarom het hy hierdie God vertrou. En daarom gee Jabes se gebed en Jabes se naam vandag nog steeds moed, want ten spyte van negatiewe assosiasies met sy situasie en sy lewe, kon sy verhouding met God floreer, en kon hy vreugde ervaar, want God het ook laat gebeur wat hy gevra het, en jy en ons kan ook. Is 'n eenvoudige gebed, maar 'n opregte gebed. Ons sien hy vra nie vir geld en guns nie, hy vra vir lewe, waarin hy en sy mense kan floreer. En daarom is ons tema vandag, doen dit net vandag, en floreer. So kom ons maak punt 1, asseblief en dankie vir seën. Asseblief en dankie vir seën. Die vers daarmee saam, Jabes het die God van Israel aangeroep met die woorde, stort u seën oor my uit. Wanneer ons lewensvreugde wil ervaar, wanneer ons met ander woorde wil floreer, hang dit af waar ons begin. En vir die meeste mense sal ons kan sê, geld is 'n goeie wegtrekplek. Want op 'n manier voel dit asof geld ons goed kan oplos. En inderdaad kan dit 'n klomp goed oplos. Ek sal liewers vir geld gaan as vir armoede. So as ons eerlik daaroor is, geld is vir ons belangrik en dit moet wees. En ons kan as ons liedjie ook gewees van ek kan doen met 'n miljoen of so iets. Ja. Maar die navorsing wys dat finansies net tot op 'n sekere vlak 'n impak op jou welstand het. Daarna tel dit eintlik nie meer punte nie. En dis wêreldwye navorsing, want dis nie te sê dat as jy daai geld het, daai hoeveelheid wat jy nodig het, dat jy ook gelukkig gaan wees nie. Of dat as jy meer het, jy gelukkig gaan wees nie. Want geluk lê op 'n ander plek. Waarop neerkom is die Diener en Seligman het navorsing daaroor gedoen. Ek kan vir die link stuur vir al hierdie navorsing, maar dit kom op neer wat hulle sê, ons het 'n vlak van basiese stabiliteit nodig vir basiese lewenskwaliteit. Maar betekenisvolle verhoudings en doelwitte, as ook jou geestelike welstand dra baie meer tot volhoubare geluk by. Nou, dis 'n moeilike een om vas te hou aan as jy sien, maar ek het nie genoeg geld die maand nie. En daarom moet ons mekaar ook help, daarom gee ons om, daarom het ons welsyn hulpprojekte ook in die gemeente. Maar Jabes se gebed begin eintlik om ons te leer dat florering begin by 'n afhanklikheid met God, by 'n gesels met God en by 'n gesindheid van dankbaarheid. In sy boek Strength to Strength beklemtoon Arthur Brooks dat wanneer mense dankbaarheid en geestelike vervulling as 'n primêre bron van geluk aanvaar, dan het hulle baie meer volhoubare vreugde, baie meer kans om te floreer.
En Jabes se gebed begin juis by God. En hy vra van God se seën, omdat God die gewer is van alle goeie gawe, omdat God alles van God se kant af gee. En wanneer 'n mens dit vir God sê, dankie dat ek vir u dit kan vra, dan begin jy ook kyk vir sy seëninge in jou lewe. Want as jy dit nie raak sien nie, gaan jy nooit die dankie in jou voel opwel en begin floreer nie. So die vraag is, waar sien ek en jy alreeds God se seën uitstort? Waar sien ons dit reeds? En deel van hierdie gesprek wat ons in die oggende het vir Kersies aansteek, is om juist ons te help daarmee om te onthou van dit wat regtig goed is en met ons gebeur. Navorsing deur Seligman en Mia Csikszentmihalyi, hy sê dankbaarheid is een van die sleutelpunte om ons te help met hierdie ervaring van geluk en vreugde. Gratitude can make a very strong contribution to human flourishing by promoting positive emotions, building personal resources, and strengthening a sense of meaning and purpose. Asseblief en dankie vir seën. Dis waar dit begin. Hoe doen ons dit prakties? Ek het gaan dink daaroor en gesê, okay, wat sien ons hier? Kom ons begin by God en ons bid tot God, vir al die areas in ons lewe. Want ons mag. God is die God wat gesê het, ek wil met jou op pad loop, want ek het jou lief. So begin by God, en bid tot God. Partykeer hoef jy net te sit by God, want God ken ons harte. Maar daarmee saam begin dankie sê vir die klein seëninge wat jy reeds ervaar. Ek weet daaroor nagedink en onthou julle daai toe die Here skare van mense, net die mans alleen was 5,000, so ek het so my vrouens en die kinders probeer bytel en sê, okay, ons praat hierso van 12,000 mense wat hulle kos gegee het, en kan julle onthou wat het hy mee te begin? Nie vis en chips nie. 5 garsbroodjies, sê Johannes vir ons, en 2 visies. Nou baie keer dink ons, maar ek moet eers dit hê, voor ek gelukkig is. Maar die geheim is my klein seëning al raak te sien, want die ander bou daarop. 5 broodjies en 2 visies voed 'n skare. En op die ouend is daar mandjies vol nog opgetel na die tyd van brokstukke. Jabes het die God van Israel aangeroep met die woorde, stort u seën oor my uit. Doen dit net en floreer. Tweede punt, vergroot my versoek. Jabes het die God van Israel aangeroep met die woorde, vergroot my grondgebied. Nou hy het sy versoek gekoppel aan die area waar hy gebly het, sy sfeer van invloed, die gebied waarin hy welvaart sou kon ontwikkel. En dit gaan nie net oor fisiese eiendom in 'n sekere sin nie, dit gaan ook oor groter invloed, oor nuwe geleenthede, oor geestelike groei. Dit mag wees dat jy met hierdie gebed vir die Here moet vra om jou verbeelding te vergroot. Robert Schuller, ek onthou nou skielik dit, Robert Schuller is 'n ou wat in Amerika het, hy was 'n groot prediker in Amerika en hy het een van die groot mega gemeentes het hy in die Here en mense saam opgebou en ek onthou, hulle het in daai kerk, as ek reg onthou, 144,000 venstertjies laat insit. So ek weet nie wat 'n miljoene daai ding gekos het, ek het dit al vergeet. Maar ek onthou in een van Robert Schuller se boeke het hy geskryf, there's no such thing as a money or finance problem, there's only an idea problem. Vergroot my grondgebied mag dalk wees dat jy net onthou dat jy vir Here vra, vergroot my verbeelding. Miskien moet jy vir die Here vra, vergroot my verhaal, want jou verhaal het nou dalk vasgeloop in 'n punt waar jy aan mekaar in teenspoed en teenstand vaskyk en aan mekaar bly met verwyte, met seermaak en al daai goed in die verlede. Nou vergroot jou verhaal nie. Jy bly klein vasgeloop in daai muur. Dalk is dit jou grondgebied wat moet vergroot. Miskien is dit vergroot jou veronderstellings, jou beliefs. Want baie keer wat ons terughou is die gevoel van ek is nie goed genoeg nie. Dis 'n belief. Dis 'n belief. En mense wat seer kry en uitbranding beleef en die goed, hulle het baie keer daai ding van ek is nie goed genoeg nie, maar dit is juis omdat hulle oorgoed genoeg hulle werk probeer doen het, wat hulle uitbrand. So hulle is goed genoeg. Hulle was te goed. As ek dit so kan stel. So dalk moet 'n mens net sê, okay, kom ons vergroot
Here, vergroot my veronderstellings, laat my net weer nuut kyk na wat ek glo. Dalk moet die Here ons verwondering oor God vergroot. Want die mense sal so in 'n roetine verval, dat 'n mens naderhand net in gewoonte raak met God. En dan het jy soms nodig dat iets gebeur, om net weer jou oë oop te maak vir God. Gister stuur iemand vir my 'n videoklip, en ek het agterna gevra, waar kom dit vanaf? Dit was te laat om op te sit, maar van dolfyne, 'n hele skool dolfyne, wat dit klink vir my in Hermanus se baai ingekom het. Nou ek wil, dis een van die grasieusste goed wat ek nog in my lewe beleef het. Julle weet self hoe lyk dit as 'n dolfyn. Maar ek het die voorreg gehad met my visskietery en duikery, dat ek in 'n skool dolfyne geland het. Ek het natuurlik eers lam geskrik, want hier is die groot goed rondom jou. Maar daai wat jy op die TV hoor, daai piep piep geluid, jy hoor dit daar onder die water. Jy skielik in 'n ander wêreld. So wat ek eintlik vir jou wil sê is, verwondering oor God. Om net uit te stap. En julle ken al my storie van iemand vir my mos eendag gesê het, die voordeel hier in Gons Bay is as die dominee vrot preek hier binne, en stap hulle net uit te kyk hier buite, dan kry hulle die mooiste preek. So al onthou jy niks vandag, jy verwonder jou net 'n bietjie oor die natuur hier buite dan. Seligman skryf op 'n stadium, growth and development are not just a byproduct of a good life, they are an essential component of it. People who flourish are constantly growing and challenging themselves. Daarom gaan dit om ons fundamentele sterkpunte te bly beoefen. En kom ek vertel vir jou geheim, ek praat nou nie van op karaktergebied hier, sondes moet ons altyd aan werk. Maar jou swakpunt gaan altyd jou swakpunt bly, hou op om daaraan aandag te gee. Ek praat nie van, as jy nou lelik is met iemand, dit kan jy verbeter. Soos die karakterdinge, ek praat van, as jy nie 'n sterkpunt in 'n gebied het nie, hou op daarmee, gee aandag aan jou sterkpunte, dis waarvoor Here jou hier gesit het. En deel dit met ander, en skielik beleef jy, dit vergroot die grondgebied. So die vraag is, as jy vir Here vra, vergroot my grondgebied, soos Jabes, het ek besef, hy het al gedink oor, dalk is dit die moontlikheid, dat dit 'n beter lewe, florering, sal bring. En dat hy al begin dink het aan 'n doel en 'n betekenis vir sy lewe. En soms moet 'n mens net vir Here vra, gee vir my weer helderheid daaroor. Vergroot my grondgebied. Terwyl ek die preek geskryf het 'n vriend vir my die oggend 'n stukkie gestuur van J.I. Packer, 'n Kanadese teoloog wat gesê het, the Christian's motto should not be let go and let God, but trust God and get going. Skielik het dit vir my 'n hele ander twist op die storie gesit. Trust God and get going. Vergroot my grondgebied. Hoe doen ons dit prakties? Stel vir jou doelwitte vir groei. Doen net een ding in 90 dae. Maak nie saak nie, maar as jy 90 dae spandeer aan een ding wat jy elke dag net 10 minute aan gee, het jy aan die einde van 90 dae 'n massiewe ding al reg gekry. En dan kan jy, en dis 'n groot geheim, dan kan jy hierdie moderne kunsmatige intelligensie, ChatGPT, Copilot of hierdie goed vra. Ek wil geestelik meer groei. Ek het hierdie behoefte om meer te weet van vreugde, van liefde of wat ook al. Geef my 7 tekste vir elke week. Dit moet nie dieselfde tekste wees nie, want die geheim van kunsmatige intelligensie is nie wat daarin is nie, daai data is als daar is, hoe jy dit vra. So betree met hierdie goed in gesprek. Alles wat hulle vir jou teruggee is nie noodwendig korrek nie. Ek het al vir Copilot laat weet, hey, jy maak 'n fout hierso, die bladsy en dit en dit staan so, want ek het die boek. Dan vra hulle vir jou baie nederig om verskoning. Dat 'n masjien vir my om verskoning vra, amazing. In elk geval, so wat ek net wil sê is, ons het al hierdie hulpmiddels. Hier is vir jou 'n ander ene. As jy dalk ergens op die internet is, vra vir ChatGPT of vir Grok, wat nou by Twitter en die goede is, X is, vra net, wat lees jy van my op die internet en wat is my sterkpunte? En hoe kan ek dit verder uitbou? Moenie vra vir jou swakpunte nie, hy gaan dit ook wys. Jy sal verstom wees wat jy goed van jou weet. Maar dis daar om jou te help, om jou grondgebied te vergroot.
Gebruik dit. Soek geleenthede om jou talente en sterkpunte te gebruik. It's amazing wat gebeur as mense dit doen. En die laaste een wat ek neergeskryf het is, ons is dalk juis binne ons grondgebied vasgevang, omdat ons in ons gemaksone wil bly. En dis normaal, val as jy seer het, val as jy pyn het. En soms het die Here nodig om ons met pyn te beweeg om iets anders te doen en sê, dit kan nie so aangaan nie. Anthony Robbins, bekende motiveringsspreker, sê, as jy twee goed wat jou motiveer, it's either pain or pleasure, and usually pain wins. Want pyn motiveer jou makliker. Maar moenie eers daar gaan nie. Gaan vir wat daar uit kan kom vir die toekoms. Vergroot my grondgebied. Jabes het die God van Israel aangeroep met die woorde, vergroot my grondgebied. Doen dit net en floreer. Want as ek die goed sê, preek ek vir myself ook, hoor. Laaste gedagte. Saamspan teen smart. Jabes het die God van Israel aangeroep met die woorde, neem my onder u beskerming en weerhou onheil van my, sodat geen smart my tref nie. Dit is my opvallend dat sy eie naam aan die einde staan, dat daar nie weer smart in sy lewe moet kom nie. Die teenpole vir mekaar, as dit ware. Want Jabes weet en besef, ek kan dit nie op my eie doen nie. En daar vra hy, dat God met hom sal saamspan en hom onder God se beskerming sal hou en onheil sal weghou. Toe ek die preek gemaak het, was dit donderdag, so ek het nog nie rugby gekyk het. Maar die prentjie wat in daai moment in my kop opgekom het, was hierdie gedagte van 'n rugbyspeler wat gebukkend daardie bal dra, maar nie alleen oor die doellyn kan gaan nie. Die ander help hom of haar om aan die ander kant te kom. En dis hoe ek vir God drie-enig beleef na aanleiding van hierdie teks. Wanneer ons dit vir God vra, span saam met ons teen smart, sodat God ons saam kan as drie-enige God, ons ouer, Jesus Christus, die Heilige Gees, ons kan help. 'n Interessante woord wat die sielkunde gebruik is die woord grit. As jy hom direk vertaal, is dit gruis. Maar grit is 'n deursettingsvermoë wat verder gaan as net weerstandigheid. Dit is nog op 'n volgende vlak van dit. En Angela Duckworth skryf 'n boek juis hier oor grit, en die titel van die boek is Grit. En die titel van haar boek is The Power of Passion and Perseverance. Baie keer het jy die passie, maar jy het nie uithou vermoë nie. Baie keer het jy uithou vermoë, maar jy het nie die passie nie. Maar wanneer daai twee in 'n kombinasie kom, dan kry jy wat hulle noem dan grit. En sy sê, grit is about working on something you care about so much, that you're willing to stay with it, even when it gets difficult. En dis hoe mense sukses beleef. Jabes het geweet sy lewe gaan vol uitdagings wees. Onthou, hy het nie Google Maps gehad, hy het nie GPS gehad nie, hy het nie ChatGPT, al hierdie kunsmatige intelligensie goed gehad nie, hy het nie eens 'n mediese versekering gehad nie. So hulle lewe daai tyd was als behalwe alright. Ek dink die meeste van hulle het oorlog gemaak, daai tyd oor hulle tandpyn gehad het. Maar hierdie teologie van saamspan teen smart word juist deur die sielkunde ook gestaaf. Brooks, ou wat 'n boek geskryf het, destyds saam met hy's baie bekend vir happiness goeters. En hy het ook 'n boek geskryf juis oor Arthur Brooks saam met Oprah Winfrey destyds. Hy sê resilience, wat nou 'n karaktereienskap van grit is, resilience is not the absence of hardship, it is the ability to flourish despite hardship. And it's cultivated by a deep trust in something greater than ourselves. Hy's 'n Christen, so hy glo, as jy in God glo, kan dit werk. Hoe doen ons dit prakties? Verdiep jou verhouding met God. Ek het nou die dag sit en dink, as ek nou so lank spandeer om 'n TED-video te kyk, of wat ook al, hoe lank spandeer ek om met God te gesels en by God te wees? As jy so lank nuus kyk, hoe lank spandeer jy om met God te wees? As jy so lank draf, hoe lank spandeer jy om met God te wees? Jy kan self jou sommetjies maak. Ek het net sit en besef, moet 'n bietjie weer werk hier aan. Wat is jou God is weg hier, is net ek is weg. En kry ander om saam te ondersteun. Wat vir my wonderlik is dat 'n mens deesdae nie noodwendig fisies naby iemand hoef te wees vir die ondersteuning nie. Daar's WhatsApp groepe wat bestaan,
wat wêreldwyd is waar mense mekaar ondersteun. It's amazing hoe die goed kan werk. Jabes het die God van Israel aangeroep met die woorde, neem my onder u beskerming en weerhou onheil van my, sodat geen smart my tref nie. Doen dit net en floreer. Ek sê dit af met die gedagte van einde en begin. God het laat gebeur wat hy gevra het. Dis die einde van die gebed, maar die begin van die lewe wat gevloei het vanuit hierdie kort gebed. Want sy gebed is nie 'n daaglikse mantra of 'n towerspreek en daar gebeur iets. Sy gebed is 'n getuienis van iemand wat eerder op God vertrou as wat hy deur sy slegte naam of slegte situasie beheers word. Om te floreer is nie net 'n gevoel of 'n wensie, dis 'n keuse. Dis 'n keuse vir die dieper verhouding met God. Dis 'n keuse om 'n dieper intensie en betekenis te leef. Dis 'n seën wat God ons gee om uit te deel ook aan ander, soos ons dit ervaar. God het laat gebeur wat hy gevra het. Doen dit net. En floreer. En mag God dit vir ons almal waar maak. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons nie 'n lang gebed hoef te hê nie, maar dat selfs een van die kortste gebede in die geskiedenis 'n getuienis het van u betrokkenheid by ons, u omgee vir ons, u wat doen. Seën ons asseblief met die bid van hierdie gebed, met ons verhouding met u, met u teenwoordigheid. Amen.